Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 66. Let me just make sure, is it 66? Yes, episode number 66 of the Afrikaans reading of the Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Please obtain your free copies of the Quran, and it's also available in other languages: English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, Oshiwambo, Burundi. Please contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 002607, or the MJC 02168444606. Or my copy, which I got from Jones Yunus Musadada from Mohammed's Hardware, 012 374 6102. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Episode 66. And we are busy with hoofstuk 3, die familie van Amran, Surah 3, Ali Imran. Afdeling 9, verbond van die profete. En toe Allah 'n verbond teen die profete gesluit het, voorwaar het ek aan julle die boek en die wysheid geskenk. Daarna het 'n boodskapper tot julle gekom en bevestig wat reeds met julle was. Julle sal in hom glo en julle sal hom bystaan. Hy het gevra: bekragtig julle my verbond in hierdie saak en neem julle dit aan? Hulle het geantwoord: ons bekragtig dit. Wat is dit? Die profeet. Ons bekragtig dit. Hy het gesê: dra dan getuie. Maar wie hierna terugdraai, wie hulle ook al is, hulle is die oortreders. Soek hulle dan 'n ander godsdiens as die diens van Allah. En wie ook al in die hemele of op die aarde is, hulle onderwerp hulself gewillig of onwillig aan Allah, willingly or unwillingly, en hy sal hulle tot hom terugbring. Amen. Sê, ons glo in Allah en in wat aan ons geopenbaar is en wat geopenbaar is aan Abraham en Ismail en Isaac en Jacob en aan die volksstamme en in wat met Moses en Jesus en aan die profete van hulle Here gegee is. Ons maak geen verskil tussen enige van hulle nie en ons onderwerp ons aan hom. En wie dan ook 'n ander godsdienst as Islam soek, dit sal van hom nie aangeneem word nie, en in die hiernamaals sal hy onder die verlorenes wees. Hoe sal Allah 'n volk lei wat ongelowig geraak het, nadat hulle voorheen geglo het, en nadat hulle getuig het dat die boodskapper waaragtig is, en nadat duidelike tekens en bewyse tot hulle gekom het, en Allah lei nie enige onregverdige volke nie. Dit is hulle wie se beloging slegs is dat die vloek van Allah en die engele en die mense tesame op hulle sal rus. Hulle sal daaronder gebuk gaan. Hulle straf sal nie ligter gemaak word nie. Ook sal daar geen uitstel aan hulle verleen word nie, behalwe hulle wat berou toon en verbeter, want waarlik Allah is vergewensgesind, genadevol. Hulle het ongelowig geraak nadat hulle geglo het en nog verder toeneem in ongeloof. Hulle berou sal nie aanvaar word nie, en hulle is die verdwaaldes. Hulle wat ongelowig raak en as ongelowiges sterf, selfs 'n losprys bestaande uit al die goud van die aarde
sal nie aangeneem word as hy hom daarmee wil loskoop nie. Dit is hulle op wie 'n smartlike straf wag, en vir hulle is daar geen hulp nie. Dit is die einde van ons begin nou deel 4, right? Dit is para 4, ons het gesê, daar is 30 para, of 30 dele in die Koran. Daar is 114 hoofstukke, reg? Ons moet nie confuse die hoofstukke van die deel. There are 114 chapters, and those 114 chapters are broken up into 30 parts, one part per day, so the Quran can be completed in 1 month. And now we are starting with part number 4. That means we've completed 3 parts, but don't confuse the 3 parts with the hoofstuk 3. Okay? That's 114 hoofstukke, maar net 30 dele. Right? Dele is vir 30 dae in 'n maand. Okay? Dit is die verskil, right? Maar dit is dieselfde. Dit is dieselfde boek, just that the reading is different, right? Stay well. Let's see 66. Join me in episode, now we're going to 67. Ons is nog bezig met chapter number 3, maar deel nummer 4 en afdeling 10. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.